Weet jy wat verstom my en frustreer my dieselfde tyd, is wanneer ek in kringe beweeg waar mense bely dat hulle lief vir Jesus is en hom volg, maar hulle monde praat asof hulle die duiwel aanbid. Hulle vloek, hulle skel, hulle laster, en uit frustrasie uit sê hulle wat hulle wil sê, en as jy hulle aanspreek oor dit, dan sê hulle vir jou, maar ek was maar net frustreerd geweest en dis maar hoe ek 'n uitlaat het. En my brein kan dit nie snap nie, want ek wil nooit in my eie persoonlike lewe regverdig hoekom dit vir my okay is om in sonde te wees nie. As dit wat uit my mond uitkom nie in God se mond pas nie, of uit sy mond uit sou kom nie, hoekom sal ek dit 'n plek in my eie lewe gee? Kolossense 3 vers 8 sê, daar mag geen vuil taal uit jou mond uitkom nie. In die boek van Jakobus hoofstuk 3 vers 10 sê hy dat dieselfde tong wat Jesus aanbid, is ook dieselfde tong wat mense vervloek. En dan vra hy 'n vraag om te vra, dink jy 'n vyeboom kan olywe dra, of dink jy die wingerdstok kan vye dra? En die antwoord is natuurlik nee. En net so ook wil hy verduidelik dat as jy sê jy's 'n goeie boom, wat veronderstel is om die vrug van die Gees te dra, dan sal dit baie weird wees as jy 'n boom is wat sê jy behoort aan Jesus, maar jou vrug sê jy behoort aan die wêreld. Dit sal baie vreemd wees as ek by die wingerdstok kom om 'n trosie druiwe te pluk en dan hang daar 'n tros vye. Dit sal nie sin maak, logies nie, want die vrug is veronderstel om by die boom te kom. Jesus sê 'n goeie boom dra goeie vrugte, 'n slegte boom dra slegte vrugte. Jy weet Matteus 26 vang hulle vir Jesus in die tuin van Getsemane en Petrus agtervolg om na hom toe te kom. Nou Jesus het reeds vir Petrus gesê, hoorie dude, jy gaan my 3 keer verraai, en Petrus het dit ontken. En hy sê, voor die haan kraai, gaan jy my alreeds 3 keer verraai het. En die storie gaan so dat Petrus koud gekry het en by 'n plek gestaan het waar hy homself warm gemaak het by die vuurtjie, en 'n vrou herken hom en kom sê vir hom, maar is jy nie 'n volgeling van Jesus nie? En Petrus ontken dit. En hy sê, nee, mens is definitief 'n volgeling van Jesus, en Petrus ontken dit. En vers 74 van hoofstuk 26 in die boek van Matteus, sê die Bybel, begin Petrus vloek en skel en sweer onder eed dat hy nie 'n volgeling van Jesus is nie. En 'n prediker het een keer dit so verduidelik. Toe sê hy, Petrus moes vloek en skel en sweer onder eed, sodat hy kon bewys dat hy nie deel van Jesus is nie. En net so ook lyk dit vir my en jou, dat wanneer ons vloek en skel en ek sweer voor God, nee, ek sweer voor die Here, dis eintlik 'n aanduiding of 'n rooi vlag wat sê, ek kan nie die ou vertrou nie, hy volg nie werklik Jesus nie. Jy verwyder jouself van die beeld van wie Jesus is, wanneer jy vuil taal uit jou mond het gebruik. 'n Bitterfontein kan nie soet water voortbring, en ek en jy is fonteine wat veronderstel is om water, die Bybel sê, lewende water uit die diepste van ons wese uit, wat uitspruit in die ewige lewe, dit kan wees, sodat die mense wat dors is in die wêreld, na my en jou toe kan kom, en kan drink van die lewende water, wat ons nooit weer dors sal laat nie. Vader, ek dank U in die naam van Jesus vir elke persoon wat hier luister, maar ook sukkel met vuil taal of om op te hou vloek, en Vader, wat weet, dit is regtig nie iets wat by my pas nie, dit is nie die beeld van Jesus nie, ek wil graag ophou. Vader, ek bid dat U 'n werk in hulle hart sal doen, dat hulle sal sien wie U sê hulle is, dat hulle geskape is om in vrede en vreugde, liefde, sagmoedigheid en geduld te kan leef, in die vrug van die Gees 'n realiteit in hulle lewe sal wees, in Jesus naam, dat hierdie goeie bome goeie vrug sal dra, dat die wêreld na hulle sal kyk, en nie eendag hoef te wonder of hulle U volg nie, maar dat hulle deur die liefde sal sien, dat deur hoe hulle praat sal sien, dat hulle volgelinge van U is. Vader, ek dank U nou, in die naam van Jesus, dat U 'n werk in ons harte doen, dat ons harte sal ondersoek, dat dit wat uit ons mond uitkom, altyd in lyn sal wees met dit wat U sou sê en spreek, oor ons lewens en oor ander mense se lewens. Vader, dankie dat elke persoon kosbaar is, en vergewe ons vir al die kere wat ons iets gepraat het oor 'n persoon. Lewe en dood is in die mag van ons tong, dat ons vandag lewe sal kies om lewe te spreek oor ander mense, lewe te spreek oor die mense wat teen ons kom, lewe te spreek in elke area van ons lewens, en dat dit dieselfde tong wat U prys, 'n tong sal wees, wat mense bemoedig, wat mense bemagtig, mense bekragtig, en nie sleg en dood oor hulle praat nie, en nie vloek en skel nie, en nie vervloek nie, en nie verwens nie. In Jesus naam bid ek dit. Amen.